Ek het 35 grenstoere gedoen en iets wat by my bly is die ongelooflike kameraadskap tussen die manne. Ons gaan hier op weermagstaaltjies 'n bietjie lekker gesels en so onthou ons die staaltjies. So kom kuier gerus saam met ons. Ons het vanaand klomp interessante manne hierso. Ek wil hulle graag aan julle voorstel. Kom ons begin by Johan. Johan van der Merwe. En het ons hier 'n man, 'n celeb. Baie welkom hierso. Freddie Nest, maar ek was nie bekend as Nest nie. Ek was As wat? bekend in die instansie waar ek was as Essie. Essie. Maar as ek nou my van op die kamera gaan sit, dan is die polisie op my. En ek sien daar's 'n meatpie wat hier aan die ander kant sit. En daar kan hy my herken. Maar ek was Esterhuis. O. Maar welkom hierso. Ek sal nou net sê van waar af ek is. Laat ons net eers kyk wie's vyand en wie's vriend. Maar en Philip, Ek is Philip Rousseau en ja, nee, ek is 'n blou bol. Jaco Ek is Jaco Klaasse. en Jacques. Ja, ek is Jacques Oesch en ek is die meatpie wat hy van praat. Is jy die meatpie? Ek is die meatpie wat hy van praat. Wat Ek wil net graag gou iets bynoem. Die mense, die kykers buitekant, ek weet nie of hulle weet wat beteken die woord meatpie. Met ander woorde 'n militêre polisieman, 'n MP. Okay, ons Hy gaan het so weer. hy het so oranje bandjie op sy hoed gehad en hulle het gekeer dat ons ouens nie 'n lekker tyd het nie. Hulle het gekeer as ons nou oor die mure geklim het wanneer ons nie moes nie. Dan het ons so oor die muur geklim sommer direk in die wa in. So as jy geëiwol het. Amper so iets. ja, maar as julle geëiwol het, ons weer lekker tyd gehad. Jy sien, so het ons mekaar dan ondersteun. Ons het dan vir julle werk verskaf. Dankie tog. Nou vir die mense wat nie weet waaroor dit gaan nie, is daar was verskillende elemente in die weermag gewees. Nou, ons almal verwys na die militêre polisiekant. Nou 80% van die militêre polisie se sake het bestaan uit wat uit. Ouens wat Hy wou weggeloop het. Ouens wat weggeloop het, want dit was verpligtend. Jy moes weermag toe gaan of jy nou wil of nie wil nie. Maar in elk geval, hierdie perde het dan daai ouens kuier hy by sy cherry die aand. Dan sy veronderstel om die maandag terug te wees in die basis en dan Maandag is daar kinders gemaak. Sulke goed. Dus hulle het gekeer dat dit nou nie gebeur nie. En dan tree hulle verskriklik onregverdig teenoor ons op. Verstaan jy? En Nee, dit maar was dit die kan nie probleem. wees nie want julle manne het blou vitriol gedrink daai jare. Hulle sê ons het. Hulle het gesê, ek dink, want ek is 'n denker. Ek dink hulle het daai goeters vir ons so stilletjies ingegee sodat ek nie vir Johan lus geraak het. Want daar was dan nie mos nie vir vroumense wat goed op die grens nie. So dit moes ja, ek weet nie so lekker nie. Daar is nog 'n ding wat in my kop rondswerf. ek wil julle gou ouens 'n storie vertel. Nou kyk, ons almal weet die weermag het altyd daai komieklike stoutheid by die ouens aangevang het. Nou vir die kykers wat nou nie buitekant weet nie, het ons nou so 'n tipe van 'n wat jy die ding genoem, Johan? 'n pikstel. 'n pikstel. Nou, Fok en knife. wat so goed? Fok en knife. 'n fokkenief. Ja, Fok en knife. Fok en Fok en knife. Fok knife. en knife, okay. Ja. So uit 'n mes, uit 'n lepel en uit 'n vark. En daai ding sluk jy as jy dink ja, is moeilikheid. En hy het 'n blik opmaak. En maar okay, hy nou weer sy blik oop. Ons tyd het jy Daai glad was nie nie daar. openmaker Ja, gehad nie. eintlik is jy reg. Hierdie Hy was jy's reg, in jy's reg. een storie saam gewees. Maar nou wil ek net gou vir die kykers net gou 'n storie vertel rondom hierdie pikstel. Toe ek in die basis was, het ons die offisiere en onderoffisiere het altyd 'n ding gehad. Hulle het 'n verwysingspunt gehad. As die troepe en ons is aangevang het, hulle gesê, luister, vat die pad, dan gaan jy. En daar hardloop jy na daai boom toe en dis heeltyd 'n gerond jagery. En toe kom 'n paar troepe en hulle besluit die aand, hulle gaan daai boom afsny met die mes. Nie die ene, maar soortgelyke mes. Ja. Nou kan jy imagine, 'n ou sny 'n boom af. Jy vat die boom 200 meter nader, geroue gat, En plant hom. plant hom terug, gooi hom mooi toe. Desperaat. Wag nou. Die volgende dag toe kom daai korporaal en hy sê vir die manne, luister broers, dis nou sulke tyd. Dan gaan julle. En die manne hardop, hy sê bliksem, maar julle ouens is al 'n bietjie vinnig vandag. So gaan dit aan. Tweede dag, derde dag, 2 weke later, toe kom daai perd eers agter, maar luister hier. Maar jy kon duidelik sien, daar
is die boom en toe is die paadjie. Ja. So stupid was hy. In elk geval, eventually toe en ek sien die boom het nou verlep, toe klik hy nou eers, maar hoor jy die boom Was is dit 'n water- korporale weet jy so rondgejaag as ek mag vra, want as daai ou nog lewe, gaan hy nou baie sleg voel. Nee, ek hoop hy voel sleg. Want dan weet jy wat, ek dink enige ou met 'n hulle sien mos die offisiere en onderoffisiere, is ouens wat jy kon tel nie. Genien. Weet jy hoekom? As jy byvoorbeeld vir jou luister nie, dan gaan tyd, jy het 2 minute. Ja. Dan hardloop jy letterlik 3 minute, dan kom jy terug. 10, 9, 8, Laat jy weer 7, gaan. 6, 5. Sorry, jy het nie gemaak na hardloop julle weer. Dit is hoe dit gewerk het. Maar weet jy wat die hartseer storie was? Nou, daar was 2 dinge in die weermag wat baie belangrik was. As jy 'n troep was, wou jy 'n offisier of 'n onderoffisier laat krak, of jy wil jou maatjie in die moeilikheid gedop. Of jy wil gebliksem. Right, okay. Dan omgekeer, as jy 'n offisier of 'n onderoffisier was, het jy gekyk hoe vinnig jy iemand kan laat krak. Punt nommer 2, kyk jy hoeveel byvoeglike naamwoorde kan jy 'n troep toevoeg sonder om te lag. Werkswoorde. Maar nou die ander ding is, ek weet nie of van die troepe dit kan onthou daai, vir die ouens wat in die army was, het jy baie keer gesien 'n offisier of 'n onderoffisier draai sy rug op as 'n ander offisier of onderoffisier praat, want dan begin hulle lag, maar die ouens het vir jou onder die beld gevloek. Hulle het letterlik vir jou sleg gepraat, jy het nie geweet wat jou getref het nie. Die groot geheim gewees van daai tyd is om nie seker te maak jy lag nie. En vir die troepe, dit was natuurlik as hulle 'n offisier of 'n onderoffisier kon laat krak het, was dit absoluut die awesome. Nou, Maar wag 'n bietjie Vrede, daar was een ding. As hulle 'n ou se stem kon laat breek. Ja. Na die woorde van daai stem na Nou daai Ek dink Daar's hy. dan is dit dan is dit die ultimate. Nou, ons wil graag vir die kykers het ons 'n so klein pakketjie saamgestel. Ons het gou so vinnige rekonstruksie gedoen van 'n toneel wat in daai jare gebeur het. Ons sê vir al die kykers, kyk nou gou na hierdie inset en sê vir ons gou 'n bietjie wat dink julle hiervan? Hoekom lyk julle so sleg? Ons het in die velde rondgerol, luitenant. Wie de bliksem gee jou? Die bliksem se reg om met my terug te praat. Sorry, luitenant. Sorry Samoer. Daar gaan jy bliksem. En fuck off julle almal ook sommer. Julle is dood. Julle bliksem is dood. Wat sê jy? Kom. Johan, daar's net een probleem wat ek het met hierdie hele storie. Dis daai lang hare van jou. Ja, maar julle moet nou net een ding verstaan. Verduidelik dit. Verduidelik. Dit was Moenie vir my kyk nie. Ek het blou fikriel gedrink. Moenie vir my kyk. Dit was 'n rekonstruksie geweest. So ek is nie bereid om nou my hare af te sny nie. Want dan gaan Freddie hulle glad nie meer van my hou nie. So jy onthou van jou eerste plek. Ek wil net graag bynoem. Ons het 'n surprise vir Johan. Ons het 'n haarknipper gekry en ons gaan gou Johan se hare gou gesny. Johan, kan ek net gou vir jou gou En Kom maar, hy kom. kan sê Bietjie short gestres, hè? back and sides. Short back no sides. Ja. Sê dit my styl. People, nee, jou styl is bietjie te erg, Jack. Hoekom? Ek dink nie so. Ek sal dit Ja? sê, ek vra niks en ek Ons kan nie los aanpas niks. by jou kultuur. Nou Jacques, sê vir my, waar was jy gewees? Hy was 'n Hierso. In die basis, waar het jy Ek opleiding was in Kimberley gewees, 3 onderhoudseenheid, my basies gedoen. Eerste fase, Ja. tweede fase het ek in Proefskool gedoen. Dus ek sou die militêre polisie wat hulle van praat in Pretoria. Okay. praat ons nou van die groot varke. Nee, die kleintjies. Okay. Ja. Die groot varke praat hulle van heeltemal ander taal. Maar ek was 'n meat pie gewees. Okay. In Pretoria. Maar in Kimberley se tyd was baie koud. Ja, Jy nie het bietjie eintlik koud nie. gekry, of nie? Ek was Augustus 89 inname gewees, Ja. so was nie so koud gewees nie. So dit was nie so erg nie. Nee, het was daarom nie so erg gewees nie. My hare was 'n bietjie langer as wat dit nou is. So Ons gaan gou 'n bietjie winkels toe. Ons kuier nou weer lekker saam. Baie welkom terug. Hier's ons nou weer. Hulle ken mos as Maritsakkie. Die ouer garde. Die Dis nie soos ons die ouer garde. ja, dis hy Johan Jaco en Philip. Die wets. Jy moet net onthou, ek was 'n blowjob. Nou laat ek gou vir die mense verduidelik. Blowjob. Julle ouens het nie van ons gehou nie. Want ons het nou hierdie mooi Sexy. blou uniforms gehad. Ons het nie daai swaar massiewe ouens op ons rug gehad nie. Jy weet, ons Pas het dit jou nog? nee, hy maak nie meer toe nie. Hy gaan oor die skouers, maar hy maak nie meer hier toe nie. Hy maak nou so. Maar hoe dit
Dis persoonlik dan. Wat dit sê. Nou, ek weet van daai tyd af, die blou vitriol ding is om te keer dat die manne nou nie te ver verlang en so nie, maar dan het hulle nou mense soos jy ingebring en hoeveel vertonings het jy gedoen? Ek het 35 2 weke. 2 weke. 2 weke. Daai blou vitriol ding het niks gewerk. Verstaan? Maar dit- Jy het hulle nou nie weer gaan herinner dat daar Daar is vrouens daar buite en jy die troepe het jy vermaak met Dis reg. musiek en gesing. En ek gou iets spicy was, dit was ons die grenstoere geweest. Dit Ja. is grensstorie. Ja, dit was grenstoere. En maar jy het saam met opgetree saam met wie daar? Sias Reyneke saam met Matt Hurter, Bless Bridges het saamgekom. Ons het altyd danseresse saam gehad. Dit was nou die meisies wat nou die lyfies gewys het. Jy sien. Ek het met 'n denim en 'n T-shirt met 'n ponytail gesing, Gaan my broer. nie verby oor. Jy's mos die sogenaamde sanger wat mos nou van daai tyd af gekom het wat jou naam gechange het. Hoe het jy naam verander? Vir redes sodat die land my nie kan in die hande kry. Nee, ek het net bekendheid verwerf as sanger en skrywer nadat ek eintlik uit die lugmag uit gegaan het en so aan. Ek het ook nie aan die Kanaries behoort nie. Ek het baie so 'n meisietjie gesing. Ek het so 'n ou meisie stemmetjie nog steeds. Ek het 'n baie jong stem. Maar ek was nie goed met gesag nie. So ek weet nie van wie van daai era nou nog lewe. Die Samoyor wat nou sy hoed op die vloer gegooi het en op hom gespring het en so aan nie. Ek weet nie of daai ouens nog lewe nie. Onthou nie. Of hulle my kan onthou nie, maar ek is nog aan die gang en ek gee nog steeds my beste elke naweek, jy weet, so Freddie, het jy 'n liedjie geskryf? ek het Van- ek het liedjies geskryf baie, maar ek het eenetjie geskryf van daai sit jou hande op jou heupe kyk links. Ja. Die liedjie se naam is Hey DJ en so aan en dit kom uit daai era uit van waar ons nou moes links gerig het en regs gerig het en in lyn gestaan het en op 'n stadium met daai Samoyor so kwaad geraak want ons kon nie die lyn so lekker reg kry aan die begin nie. En toe haal hy sy pet so af. En hy spring fisies so op die ding. En hy raak toe bloedrooi in die gesig. Was dit nou crack? Wat jy nou nog genoem Dis het? crack, ja. Het hy gekrek? Hy Dit was 'n baie lekker gevoel Maar daar. weet jy, ek moet julle gou vertel, ek was daar by Leer College gewees en die staatspresident wagte het ons ons paradegrond gebruik. En ek sien hierdie daar's ook so stafsersandjies om Martie nie. Hier's maar na daai ouens gevloek en op 'n stadium staan een van die troepe daar op die paradegrond. Hy sê, "Maar jou berei is maar gaan los nie." Maar ek weet eintlik vir die ouens by. Nou vang hy my sê van jou berei lyk gelos en hy vang hy berei van hy gooi hom so op die grond en ons hy sê van dis jou berei op jou kop moet sit nie so opsit hoe kom hy agteruit. Sy eie een. Daar stop die man weg. So, dis hoe dit was. Het hy gekrek daar? Hy het gekrek. Nou wie het gewen? Die troepe. Kan jy van daai woorde onthou? Ag man, dis lekker in die army. Van Tempies tot Grootfontein. En Ratelof tot Tabi. Op vliegende bosaeroplein. Jy sien. En dan kon ek nie dra nie. Net 'n alien is styf teen my sy. Ag man, dis lekker in die army. En 'n troepie, dit wil ek graag bly. Ja. Amen. Lekker. Goeie tye. En daai het hom so uit die hakke uitgekom want ek het iewers gehoor julle doen daai tipe van ding. Verstaan? Ek was in die lugmag. Ja, maar daar word nog steeds I know. gesing van 'n Eddie. Daai eerie ding van, o, daai en daai kan ons doen. Watter een is dit? Ek dink as hierdie nou. Fighting soldiers from the sky. Fearless men who jump and die. Men who mean just what they say. The brave men of the Green Beret. Jacques, jy het so koud gekry in Kimberley. Vertel ons 'n bietjie. Ja, weet jy, ek was 89 Augustus in Hama gewees in Kimberley 3 onderhoudseenheid. En as ons in die oggend parade gedoen het, die man het met sy R4 of R5 deesdae, maar as daai het ons R4 gehad. Linkerhand, jy het gedrul en wragtig. Dit was so koud daai tyd gewees in Kimberley dat soos jy dril met jou regterhand slat jy jou kneukelstukke in dat Hey nou. dit eers die volgende dag regtig bloei hoor. So koud was dit gewees en Maar was die kitty aan die ou se kyk jou geweer was altyd in jou linkerkant. aan die linkerhand. Ja. Ja, maar as jy nou drol, jou regterhand seer gekry.
Ja, maar jy het mos altyd gedrul hierdie kant en dan Ja. En jy kon nie regtig iets gesê het of gestop het en gesê het, wragtig, ek het nou seer gekry. Jy ken mos 'n RSM. Maar RSM is mos 'n verskriklike mens en dis die eerste een wat jy ken of leer ken as jy in die weermag is, veral as jy in die basies is. Ja. Dis 'n paradegrond. Liewe Jesus. Ja, 'n paradegrond en 'n grasperk, dis RSM se. Ja. Weet en Alles behoort aan hom. ja, so as jy 'n grasperk sien of jy sien 'n Myne. paradegrond, dan weet jy RSM. Ja. So die een oggend het ons ook aangetree en die RSM sê vir ons is 2 weke in die weermag. So jy staan met 'n overall en jy staan met 'n staal doily, so jy's nog nie in die hele storie. En hy sê vir ons, wie van julle het gisterand op die paradegrond geshit? Gebollie, soos in Ja, gebollie. lekker. En een braaf troep. Niemand sou dit regtig kon sê nie, maar een braaf troep sê toe, dit was seker 'n hond gewees. En hy is een word so rooi en dan word hy pink en hy word geel. Ek sê van wanneer af gebruik 'n hond? Katpappie. So ja. Ons is daai heeldag regtig En bietjie het hy 'n opge bietjie gesukkel met julle? Nee, ons het gesukkel met hom want hy het ons vir ons kaal toe gevat en terug. Jaco, wat kan jy vir ons bietjie vertel? Ja, ek was maar by berede en by die perde gewees Ja. en ek was 'n perde afrigter en die perde se bedding was altyd die hooi miet gewees wat daar was waar die perde op geslaap het en ons was so 5 afrigters gewees. Toe het ons om so in die middel uitgehol dat hy hol is, maar van die kant af sien jy dis 'n hooi miet. En donderdag as dit 'n sportparade was, het ons daar ingekruip, dan het ons nou die hele donderdag daar binne gesit, want ons het nie sportparade gedoen nie. So jy het gejiphou. Ja, ons het gejiphou. En Goeie tye. toe kry 2 stalmeesters so opfok. Toe moes hulle daai hooi skuif. Toe sien hulle maar hier bly mense hier binnekant. Dis so 2 maande voor ons uitklaar. Ja. En ons het amper nie uitgeklaar oor daai jiphou nie. Ja, ek het ook so enetjie gehad waar ek ook moes uitklaar. Maar toe jiphou ek ook 'n offisiersparade een te veel. En toe die volgende dag toe kom die sein deur of hulle stuur mos maar vir jou so telegramme en sê right, jy word nou opgeroep of opgeruk na 'n plek toe. En ek sou nooit diens gaan doen het op die lug op Grootfontein nie. Toe ek nou weer die bollie uit my oë uitvee, toe vlieg ek nou maar saam met die manne. Die laaste 3 maande gaan ek nou Grootfontein diens doen van my 2 jaar. Toe kom dit nou vir uitklaar tyd, einde van 1977. Jy mens oud. Die manne vergeet van ons. Die manne vergeet van ons. Ek sê kerels, ek moes al 'n week terug uitgepasseer het. Hulle sê wie is jy? Wat soek jy hier? Ek sê nee, ek's hier. En toe daai Samuel RSM ding besluit. Essie was een te veel te stout. Toe het hy nou die gekry dat hulle my nou opvat met 'n flossie, laat ek nou daar gaan diens doen verder. En eintlik niks doen nie want ek was in instrumente gewees en hulle het nooit die sein weer teruggestuur dat ek moet teruggeroep word. Toe moes ek nou eers gaan toukies trek en sê hoor die kerels, ek is hierso, ek is FNS Reisen en ek moet al uitgepasseer het 'n week terug. Hulle sê jy sal op Eywol gesit. Jy moet teruggaan. Toe vlieg hulle my weer terug en toe dis hoe ek uitgepasseer. Hoorie, Freddy, miskien moet jy net vir die mense vertel wat 'n flossie, want in vandag se lewe en vandag se tyd, weet Uit 'n flossie aan mense beteken nie wat 'n flossie nie. Ek gaan miskien regtig 'n bietjie bad klink hoor. Okay, maar wag 'n bietjie. Die flossie is mos Waarmee kan dit ook gedoen? Ja, laat my kom het. Maar jy kon hom ryk as jy so in daai flossie man, ek moet vertel ingestap gou vir die mense wat 'n flossie is. Dis nie ding wat jy jou tande mee. Jy maak nie tande skoon met hom nie. Jy Dis maak nie tande vuil met met sulke hom. lang Is dit vlerke. 'n koud? Maar weet jy hoe hard ry daai ding? Ja. Ja, hy was eintlik veronderstel om te vlieg nie. Op Hard of papier kon hy vlieg, maar of nie vlieg nie. Eintlik was hy nie veronderstel om te vlieg nie en toe word hy nou een van die beste vliegtye in die Ja. lugmag. Want hy was gereken as die beste troopercarrier gewees in die troepedraer. Hulle het gesê hy sal nie vlieg nie want hy was te lomp geweest, maar hy was een van die bestes geweest. Maar Nee, ons Baie het hulle troepe gevlieg. rondgedra, jong. Van Bosmansburg af vlieg die waterkloof toe. Ja. As jy daar kom, is jy reg deurgestamp. Ja. weet jy, okay Johan, jy het natuurlik vir ons 'n unieke staaltjie. Ja, maar dis 'n skande man. Maar ek het ingeklaar op Appington 8 Saai. Dis jy hoe jou basies gedoen en hier in jou basies en kry mos die klomp tente wat so staan. Dan moet jy nou kies waartoe jy wil gaan. En ek kon nou nie kies nie, te vies en hierdie ouens en daai ouens en ek sien toe hierdie ouens met die oranje bereis en die volkoppe.
En dit lyk vir my verskriklik mooi. En ek is toe daarin en ek sê op die kwaai dat ek gaan en dit was toe personeeldiensskool op Fort Dekker hoogte. En hulle het ons van daar af gestuur en ons het die dag daar gekom, uitgepak in die kasernes of die bungalows wat ons daai tyd genoem het en nou het ek hierdie brainwave gekry en ek is baie stout. Nog steeds. Kyk, ja, maar daaroor praat ons hier, né? En die bungalows, so 2 bungalows van ons af boontoe besluit ek nou, ek gaan nou die ding trek met die ander troepe wat nou van ander regimente afkom. Wat hulle met ons gedoen het en maar ek gaan nou opstaan en vir julle wys. En ek stap in die bungalow en jy nou sulke trappietjies en staan die beddens mos nou in sulke rye. En dan is daar 'n ondere kamer en linkse kamer en die ouens sit en hulle chill net op die beddens en dan stap jy mos nou en dan skree jy: "Handig!" Ja, en hulle staan in sulke rye, almal van hulle. En ek stap so deur en ek sê vir hulle: "Kom, lyk julle plek so? 'n Troep se plek lyk nie so nie, dit moet skoon wees. Waar is julle taksies?" Weet nie of jy 'n taxi kan onthou. Hy lap onder die voete. So ou kombers wat in blokkie gesny is. Ja, klaar. Loop op hom laat die vloer kan bly. En nou staan en kyk ek hoe gaan hierdie ouens nou met hulle taksies aan. Ek vat 'n fire bucket met sand en ek gooi hom oor hy vloer. En toe ek daai fire bucket gooi, toe skree iemand: "Wat 'n donder dink jy doen jy?" En toe ek so omdraai staan die korporaal in die deur. Wat ton, né? En ek het so omgedraai en ek gedink okay, ek gaan hardloop. Nie gehelp nie. Nee. En hy het my gevat, hulle het met daai hele aand gedrul, né? En ek het 2 weke se hekwag. Moes ek hekwag in die aande. Kyk, dit het my dood gehad. Ja, maar Nee, dit jou nie dood gehad nie, jy is ook nie genees nie. ja, mense kan sien nog steeds die skade is daar. Wie van julle kan nog hierdie onthou? O, krisis. Ek Dopbiskuits. het al geblaf as ek baie goed geëet het, nee. Onthou julle hierdie in die ratpak? Ja, nee, wragtig. Wat het julle alles met hierdie gedoen? Ek weet daar's resepte. Ja, bietjie bietjie water Ja. op 'n bietjie water op 'n dogbiskit maak hom 2 keer so groot as wat hy nou is. Is so. Dan voel of jy dubbel breakfast gehad het. Maar weet jy, ek moet gou die ouens dit gou stop hier. Nou, die weermag is eintlik 'n baie lekker tyd. Jy kon kies wat jy wil hê. Nou, wat hulle gedoen het, wat jy gevra, luister, soek jy baked beans, boelie, wat soek jy? En jy sê ek soek baked beans. Dan gooi hy vir jou. Wat jy Ja. baked beans. Uit jou. Maar kyk wat is op. Nee, jy weet nie wat daar is Jy nie. weet wat dit is. Jy weet, So jy kry ons vir jou- het nie geweet nie. Is 'n lekker pak. Ja. Ja. Jy dink jy het baked beans met En wat ook lekker was, jy kon die ding as jy nou nie gehou het van wat jy gekry het nie, soos gou vir jou chomme uitgeruil met hom. Maklik. Ja, jy Of gedeel met hom op die res. En hierdie pakkies ook. Ja, daar het jy nou milkshakes gemaak. Baie Ja. van daai goed was milkshakes geweest en ek sien vandag Ja, maar jy milkshakes nie daarin gemeng nie. Vertel. En daar was pap ook gewees, nee. Ja, en Maar ons het nie hierdie pap gehad nie. Ek kan hierdie pap nie onthou. nee, is dit Morwaide? Ja. Ja, maar Morwaide gebruik hulle nou deesdae in die myn. in die myne. So ja, ons het destyds daar's nie 'n naam op gewees nie, of net die pakkie gewees en Ja, dan het jy so lank ja. Hy was so sakkie bruin. gekry, nê? Ja. Hy's omtrent 'n half meter lank gewees, omtrent so Ek wil gou dit op. 150 mm breed gewees. Pap daarin gegooi, bietjie water, Ja. toegeknoop en daai Beskit sakkie en het jy genoop Maar nou, 'n FL en jy het hom shake. 'n partytjie ballon. Dan val dit. Maar onthou nou net, die partytjie ballon en nevel wat ek van praat is dieselfde ding nie. beter. Nee, so, die FL het ons gebruik om te eet en te survive. Ja. nou Hierdie. Partytjie ballon het ons gebruik om Daar is gelys. Partytjie te hou. Wil jy daai een hoor? Toe ons nou op Appington is met die wyn. Eers nou het ons elkeen van ons 'n 5 kan wyn gekoop. Een ou het 'n rooie gekry en ek het wit Europico gekry. Nou dink ek so op myself. Ek is nie 'n drinker nie. Ek het nie die kapasiteit daarvoor nie, maar ek is nou tussen my vriende en jy weet jy kan nou mos nou nie jou maatjie alleen laat drink nie. Jy moet saam drink. Nou vat jy nou die ding so as jy ouens nou gevlieg het en jy het nou ledigheid op jou hande en die sonnetjie begin nou skyn vroeg in die oggend. Jy teen 9:00 het jy al 'n paar kappe gemaak, verstaan jy? Nou raak dit lekker, maar nou begin daai sonnetjie brand. En daai bottel, daai 5 liter bottel, as jy nou so 'n bietjie gesak het al, met die hitte maak hy sulke toutjies op die glas aan die binnekant. Dis so stroop. lekker. Dan vang jy hom so en dan suig jy so aan hom. En nader suig jy weer so 'n bietjie, maar jy maak die bottel eintlik niks, verstaan, want dit is die volume is te veel. En dan as daai sonnetjie so skyn, dan gaan beland jy op jou stretcher. Jy lê langs hom of jy lê op hom, maar jy lê basies op die vloer. Hoeveel stretchers het ons gebreek? Jy val hom net so. Dan word jy wakker en dan het jy moeilikheid. Want dan moes jy op pos gewees het, want die ouens kom terug met hulle sorties en so. So dit was lekker tyd. Nou, ons het 'n ouetjie gehad in ons peloton. Ek kan nie ou se naam onthou nie, maar hy was absoluut. Die ou was 'n wat is die regte woord? Klein slap gehad.
Hy het ons altyd in die moeilikheid gehou. En ons het hom gereeld geklap. Ja. Maar hy was altyd laat. Dan maak jy hom wakker en sê vir hom, hey, dis parade. En die dag besluit ons, luister, ons gaan hom terug en ons het sommer hoor gehad, wat hy was absoluut, hy was mal hy ou. Wat is daai bed? Nou, hy het nou so 'n potjie wat jy maar so onder hom ons. Ja. Tel ons hom op, 2 ouens daai kant, 2 ouens hierdie kant. Tel ons die bed op, vou die potjies op. Nou moet ek eintlik staan. Nou jou bed is nou daar. Dan kry jy 2 troepe wat nou so staan. Dan sit hulle hulle hand so bo op hom neer. Dan sê hulle 1 2 3, hey! Tel hulle ou op wat so dra, wat hom so diere. Dis wat 'n paradegrond. En die ou slaap. Ja. Op die paradegrond daar lê die perd. Hy lê en slaap en volgende met hoor net hy stemme en daai tas so goed. Mens sal my hoor stap. Hy sê wat dan? Gaan nie aan. My skree. Die ouetjie tel sy kombers op van sy kop af. Kyk so. Slaap hy. Maak hom weer sit terug. Wees in toe krak daai sommer hoor. Ry jy bliksem van my paradegrond. Die ouetjie spring daar op my hardloop nie. Maar soos hy weghardloop, skree die sommer hoor van en wat vir jou bliksem is op bed? Jy het daar te pad terug uit die bed so boos ek. Nou hol hy nou. Pak bangelou. Ja. Soos wat hy hardloop. Skree die RSM om. Ag, die sommer hoor vir hom. Ja. 2 minute as jy terug. Nou kyk, luister. Daar's nie 'n manier dat hy 2 minute soontoe kan gaan en terug kom. Hier kom die ouetjie terug nog wes om sy skoene te vra. Hy sê jy het nog 'n minuut oor. Hier kom die ouetjie aan. Maar pop is 5 minute slaap verby. Ja. Die ouens kon nie tel. Hulle daai ou opgeneem. Dis die laaste keer vir daai ou. Ja, maar wie wat nee. 'n PF, sorry Johan, maar 'n PF. Daar's 'n naam vir daai PF. Kon nog nooit getel het nie hoor. Nee. Dis net permanent force. Permanent force. Ek sê eerder my ma se prostituut voor ek sê my pa se PF. Dis net maar dis hulle kon nog nooit getel het en horlosie gelees het of stopwatch nie. Ja, maar dit weet jy wat was dit? Dit was die beste Virgin Active ooit. Jy moes geleer het om te jy moes geleer het om te kan instruksies vat. Dis al. Soos ek nou gesê het, ek het 'n probleem met gesag. Ek het gesukkel as die ou gesê het gaan links, gaan ek regs. So ek was 'n bietjie van 'n probleemtroep geweest. Jy was 'n probleemkind. Maar ook wat gebeur het is ek was eintlik omdat ek nie gerook en gedrink het nie, was ek eintlik die ou wat kuiwie gehou het vir die ouens wat gerook en gedrink het en so ek was as daar moeilikheid was in daai gedeelte van die lugmag, het hulle gesê kry vir Essie. Want as Essie daar is, Essie sal kan praat, want Essie weet wat alles aangaan, want ek het kuiwie gehou vir die goeies en die slegtes. Maar gewoonlik maar meer vir die slegtes, want ek het rof groot geword, jy weet. So op een of ander manier het ek myself omring met die ouens wat altyd die meeste moeilikheid gemaak het. Soos een aand hou ons diens. Lekker, dit was Lanseria geweest. Ek is bevriend met die luitenant, ek is bevriend met die doggies, ek is bevriend met almal. Nou hoor ons 'n commotion daar agter in een van die hangars. Kom daar 'n houbaard. Weet julle wat 'n houbaard is? Nou daai ding wat hulle die vliegtye mee start. Ek was mos nou in die lugmag. Is so 'n koddige karretjie wat nie hy het nie springs nie. Hy het net wielietjies basies op 'n groot cast iron chassis ding. En dan hak hulle nou dan hy battery in, hulle start die vliegtye met hom en hulle hak ook hierdie vliegtye, hierdie Impalas en goeters, hak hulle nou hierdie vliegtye en dan stoot hulle nou die goeters waar hulle moet wees. So dit is nou die werk van hierdie houbaard. En hy vat een man. Ek was nou maar meganies geweest, so ek kon hierdie goeders verstaan. Ek kon verstaan hoe om brandstof uit 'n Cessna of 'n ding uit te haal en in die volla te gooi. Ek verstaan sulke goeders. So dit het gebeur. Het jy volla gery? Verstaan? Het jy volla gery? So dit het gebeur met tye, verstaan, want dit was moeilike tye. Ons het nie groot salaris gekry nie. So en daar was 'n oorvloed. Daar was 'n oorvloed van groen mamba beskikbaar en die volla wat ek gehad het as ek gestop het by die garage gesê gooi gou olie in asseblief. Die petrol was daar. Verstaan? So om langs vir die kort te maak, nou hoor ons 'n commotion in een van die hangars. Wyn. Daar was drank betrokke. Nou die manne nou gesien, ek kan die goeder start met 'n ou draadjie en so, want ek was nou 'n meganiese vent geweest en ek het nou die operation van hierdie goed verstaan en ek was well connected geweest. Hoor ek 'n slag, nie ek nie, ons. En die luitenant en ek en ons hardloop uit, want die doggies is nou op diens. Ons dog daar's nou groot gevaar by Lanseria. Toe ry hierdie man, een van die troepe wat nou gegaan het en bietjie gedrink het, ry nou met hierdie houbaard
Maar hy besef nou nie die wal sal nou nie gewig vat van hierdie houbaard. En hy ry met hierdie houbaard teen 'n maase spoed van omtrent 3 km/h. Teen hierdie wal op. En omdat daar nog geen vering is op hierdie houbaard nie, ry hy die vooras af. En daar ploeg hy nou vir homself 'n stuk grond uit die wal uit en daarin. Nou moet jy onthou, die luitenant aan diens is nou my vriend ook, maar ons is like in serious moeilikheid. Want hierdie ou is aanspreeklik. Hy's aan diens. Hy's 'n offisier aan diens. Hier's nag. Nou tree ons hierdie man aan. Nou ons, want ek is nou maar deel van die luitenant se skade weer, verstaan. Ek is die ou wat sê go, don't go, put that petrol into that machine because that. So dit is 'n lang storie. Of put that petrol in my machine. Verstaan, so daar's nou moeilikheid. Nou abba ons nou hierdie masjien terug na die hangar toe. Op 3 wiele. Een wiel is af. Een wiel is af. Ai, nou. Kyk, ek dink dit die vering nie. Dit is hy loop maar so Ja, plat op die grond. Hulle steek ja. nou die vliegtuig rond met dit. En ons praktiseer nou maar daai ding nou weer terug in die hangar. Nou met 'n gesukkel. Jack ek nou daai ding so 'n bietjie op en ons sit die wielietjie so skyn terug. Nou moet jy weet daar is eintlik nou nie 3 wiele want die 4de een is net kamakastig. Nou wag ons dat die volgende dag moet aanbreek want nou probeer ons hierdie ou se gat red. Mens. Die volgende dag toe tree ons nou daaraan. Daai luitenant in kluis. Toe moes hy nou verduidelik hoekom toe hierdie kar nou of hierdie houbaard nou agteruit reverse val een van sy wiele af. Toe moes ons nou verduidelik wie is en aanspreeklik daarvoor en sê: "Essie, waar is jy?" Staan. Ek sê ja, Samuel. Hy sê: "Wat het gebeur?" Ek sê: "Samuel, ek weet nie. Ek het gedrink, ek het uitgepas." Hy sê: "Maar jy drink nie. Kom lieg jy vir my." Sê vir my wat gebeur het. En toe, op die einde van die dag moes ek nou split. En kyk, jy split nie sommer Nee, jy maklik doen nie. nie. Dan is jy. Jy doen dit nie. Nou moet ek split hè. Einde van die dag toe die man nou net 'n bietjie detensie gekry wat nou hierdie houbaard onder drank gevat het, maar toe is daar groot moeilikheid want wie het gesorg dat daar drank op die perseel is, verstaan? En so het ons maar deur die lugmag jare gegaan. So ons was so stout soos julle ouens gewees. En ek was bevoorreg geweest om vir 'n klein rukkie by die honde te wees. Die doggies. By die doggies. Ja, daai goed het my amper Ja, ek wil net 'n keer vertel wat gebeur. Ons kom toe aan en hulle sê vir ons luiterie, daar gaan ek nou op Birchlak toe en ek kom by die hondeskool aan. Maar nou ek is my sportman. Toe ons daar aankom by Birchlak, toe staan daar 2 rugbypale met 'n groen rugbyveld. Dis reg met jou, ja. Sien jy? Reg met jou. Is dit wat hulle rugbyveld noem? Rugbyveld. Ja. En in elk geval, nou ons het 'n ouetjie gehad daar nie by ons, sy naam was Gustaf. Nou baie van die ouens het bossies geraak. Dan raak die ouens mentaal nie lekker nie. Die ou, ek weet nie wat hy daai En simptome dan skuif hulle mos vloot toe net. Nee, maar wag net hier nou hierdie ou het ek weet nie noem hulle daai gedrag nie is as jy byvoorbeeld die ou stap voor jy sê van Gustaf klap dan klap hy die ou voor jou. O, hy het bossies geraak. Hy het bossies geraak. Ja. Okay. Hier kom die Alabama studentegroep, nou kom tree hulle vir ons op daar. Nou kom hierdie Gustaf, nou loer hy so om die hoekie. Loer hy nou hierdie girls nou af. Dan kom ons by hom en sê van Gustaf, dis weer volmaan en maak jy honde bou. En sê hy by honde maak bou. Fok jy man aan draai om haar te binne. So dis hoe hy was. Of ons speel hy darts. En as hy so begin sê van Gustaf steek, sy einde. Hy steek homself nou. Dis die ouens het bossies geraak. Want hy so met sy spark van ek wil dit sê. Dan sien nou op pad nou. Stap hy nou af. Dit het al sy kos ingepak alles. Dan stap hy ouens en sê vir hom Gustaf. Au! Hy laat as wat klik, daar is klik wat ek doen. Dit is absoluut. Daai was my Dit is jou funny. van die saak. Dis wat die beste was as hy dart speel. Kom jy ouens Kyk, as ek nou dink, ek het 'n cherry gehad toe ek nou lugmag toe gegaan het. Ek was 17, ek het 17 geword en ek het ook om die waarheid te sê baie geëiwol en ek was nooit deur die MP's gevang nie want ek het gesorg dat die ouens wat voor my oorspring eers gevang word sodat ek 'n ander angle gekry het. So Ek kan bly met daai oomblik het ek nog gekuier na die ma van my kinders. En ek het 'n broek vol planne gehad. Ek meen, so ek het geoperate, verstaan? Ja. En die lugmag was eintlik basies vir my 'n escape geweest
om myself te vind. So hierdie ding van slaap in 'n bed en 30 ouens snork het nie vir my gewerk nie. So jy het eintlik in die So wat aand ek gedoen is, ek het gesorg dat ek in Voortrekkerweg in Paul Kreerweg daar naby die lugmag, redelik naby die lugmag, dat ek 'n woonstelletjie kry vir die aanvallige dametjie wat nou die ma geword het vir my kindertjies, sodat ek nou kon gesorg het dat as daar nou 7 uur geroukol geword het, chop. dan was my bekkie nog reg soos hy gister was, verstaan jy? So dinge het gebeur daarso. En as jy nie kon georganiseer het daar nie, dan was jy like dat jy jouself uitgeleer om swaar te kry. Ja, maar nou okay, hoeveel pay het jy daai tyd gekry om hy woonstelletjie te? Ek het R115 gekry wat my Wat jy woonstel wat my lugmag salaris was en dan het ek ook slim gewees voordat ek lugmag toe gegaan het ek aangesluit by die spoorweë. Daai tyd was 'n staatsinstansie en hulle het my ook 'n salarisie gegee. Dan het ek gesorg dat moedertjie ook dan ook aan die pad 'n werkie gehad het by die spoorweg. So ons kon hierdie ou woonstelletjie, een man woonstelletjie kon ons onderhou. So jy's eintlik Martine. Want jy sorg vir alles. Kan jy hier, kan jy daar? Ek het my lugmag jare verskriklik geniet, want toe die lugmag klaar is, soos ek getroud en toe is al die eerste kind gebore. Soos ons nou hier so staan in die dae van die weermag en die lugmag en die dinge. As 'n man 'n gitaar gehad het, dan julle ons en ons ouens almal so saam gesing. Nou kry ek nou hoendervleis op plekke waar ek nie eens hoenders het nie. So dit is wat nou hier gebeur is vir die mense daar buite is. Imagine nou een ou met 'n gitaar 40, 50, 60 troepe agter ons en ons sing en elkeen het sy eie stem en nie een is op noot nie en dit is net soos 'n kattekoor. En dit is net mooi. Ja. So ek wil vir julle sê baie dankie. Troepiedoe. Dit was lekker. Kom jy huis? En jy wat die mense so mooi vermaak het met jou pragtige stemmetjie en lyfie en die res. Baie dankie. Kumadu. Gee my nog 'n stukkie toe. Druk jy of ek nog 'n stukkie. Kumadu. Gee my nog 'n land. Dis al. Dis dit. Kumadu. Gee my nog 'n stukkie toe. Kumadu. Gee my ons eie land. Dis ons eie land. Dis hy, baie dankie. Well, Moet jy lig nie aan nie. 40 days. Gonna see you'll be back home in 40 days. Gonna tell the whole wide world that'll be the things you do. Gonna see that you'll be back home in 40 days. Nog een keer? Yeah, 40 days. Yeah, 40 days. Gonna see you'll be back home in 40 days. Gonna tell the whole wide world that'll be the better thing you'll do. Gonna see that you'll be back home in 40 days. I've tried. It's an awful of waiting in a country boy's life. I got my first guitar when I was 14. Now I'm proud in 40 and still wearing. Ek is 40 ek is nog. Sing saam, hier gaan ons. Amanda, you light up my life. Fate should have made you a gentleman's wife. Dis niks soos 'n Amanda, you light up my life.